Liewe Doxa gemeente, dis so lekker om vanoggend saam met julle te kan connect. So baie dankie dat julle saam met ons die pad stap, dat julle saam met ons groei, dat julle saam met ons glo in dit wat ons doen, glo in die hindernisse en natuurlik aan roeping, dat ons almal saam glo dat ons is hier vir Jesus en dat hy die belangrikste is en dat ons hom moet sien hoe hy in ons werk en ook deur ons kan werk. Dit is so lekker om te weet dat julle as gemeente saam met ons is. So baie dankie daarvoor. Miskien weet julle dit nie eers nie, maar julle gemeente, julle leierskap het ons al so geweldig gehelp met strategiese beplanning en natuurlik net bloot vriendskap. Dit is so lekker om julle te ken, Arno en Jaco en Gerard. Ons is persoonlike vriende en dit is so lekker om te kan saamwerk. Ons glo saam met julle dat die lokale gemeente, daar's niks soos die lokale gemeente, dat die lokale gemeente is hier om 'n impak te kan maak vir die wêreld. Maar ek weet, soos julle, dat ons dit nooit alleen sal kan doen nie. Ek weet dat ons het julle hulp nodig en ek hoop ook dat julle weet, dalk het julle ons nodig, want ons bid vir julle ook, dat ons 'n impak in hierdie wêreld sou kan maak, en so dankie dat julle vandag vir ons bid. Ons vra regtig dat julle vir ons ook sal bid in die volgende 3 goeters, en dit is, dat ons regtig sal mense kry om in bedieninge betrokke te raak, meer mense, en dan natuurlik dat ons 'n dieper verhouding en hoër sal groei saam met hom tot volwassenheid. En ek dink die derde ding is wat julle ook voorbid en ons vir julle sal bid ook, dat ons ruimte sal kry vir die groei en die ontwikkeling van ons eie kerk met betrekking tot geboue en of dit nou uitbreiding is of plant of dalk herstruktureer in 'n ander plek. Maar dit is 'n groot uitdaging en dit is waar ons staan. En so dankie vir die geleentheid dat ons vanoggend het om met mekaar te kan praat. Ons bid ook vanoggend in besonder vir Doxa gemeente. Baie dankie. I am Bishop Charlie Williams of New Life in Christ Ministry in Thembalethu. Prayer items we have for the church is 1, winning of souls in Thembalethu. If you look at Thembalethu, it's a vast area which have more than about 70,000 people. But what we'll discover that churches are not fully packed as Thembalethu. You have a lot of churches. There are more than 350 churches in Thembalethu alone. But the impact doesn't reflect that. Now our prayer is, Lord, give us the breakthrough to penetrate and take dominion in Thembalethu through winning souls. That's our priority number 1. Julle baie dankie vir die geleentheid. Ek is baie opgewonde ook om net te deel dat ons waardeer regtig ook die familie van Christus en hoe ons ook vir mekaar dra in gebed. By Denhoort gemeente is ons ook maar in 'n fase waar ons regtig uitsien na die nuwe jaar wat kom, maar ook daarmee saam dat die Here vir ons nuwe visie ook sal gee, waarmee ons besig is, ook vir ons wysheid gee, ook vir ons insig gee hoe om ook ons leierskap te bestuur en ook uitvoering te gee aan dit wat ons ook as 'n gemeente en ook as deel van die breë familie van Christus in die dorp George moet doen. So ja, ons vra graag dat julle aan ons dink in ons leierskap en in ons visionering vir die nuwe jaar en ook ons uitdagings rondom 'n verouderende gemeenskap wat ook nuwe uitdagings bring in terme van hoe ons dit bestuur, hoe ons dit hanteer en ook om diensbaar te bly. Dis regtig vir ons 'n groot behoefte. So ons wil regtig op dit fokus en daardeur ook in die gemeenskap 'n verskil maak. So mag die Here ook deur julle gebede, maar ook ons eie gebede vir ons saam ook as 'n familie in sy koninkryk ook toerus en bekwaam maak vir alles wat ons doen. Ons glo en vertrou daarmee in Jesus naam.